Ek is aangestel oor die lande en as kontrakteurskant. Ek het self ook vroeër geboer en ek het self ook aan die kontrakteurskant. Ek was in die kontrakteursmark, het uitgestroop en daai klas van goed. En ja, ons het begin as stroopkontrakteurs en ons het later meer uitgegaan op die kuilvoerkant. Op hierdie John Deere staan regtig baie uit. Brandstof is een van die groot faktore vir my rondom hoeveel brandstof jy op 'n hektaar gebruik. En dan ook al die verstellings binne in hom. Dis so gemaklik om elke keer as jy die lemme skerp maak, wat hy die cutterbar as ook die hele stelsel doen en is baie lekkerder. As ook elke keer, jy hoef nie elke dag, 2 keer 'n dag of wat die lemme skerp te maak nie. So jy doen so, hulle sê eintlik elke 100 uur kan jy die lemme skerp maak, maar ons doen dit net maar so 1 keer 'n week. Dan maak ons ook die lemme skerp en ons weet dat tussen die blyt en die cutterbar maak ons net vir die distansie dieselfde bly. Hierdie masjien is nou sy tweede seisoen wat hy doen en hy behoort nou, ja, hy's net so oor 1000 uur nou op. Wat baie lekker is van die John Deere masjien is as hy 'n lem skerp maak, waar al jou ander fabrikate, sover ek weet, maak sy lem skerp soos hy draai vorentoe. Waar jou John Deere het 'n reverse keer wat inskop wat jou cutterbar laat of jou drom laat hy reverse loop. En as hy hom laat reverse loop, dan maak hy die blyt baie skerper want hy vat hom en hy trek hom terug. Waar as jy 'n masjien se lem vorentoe skerp maak jy 'n ronde punt. Sodra jy 'n ronde punt, want hy sny presies dieselfde direksie waar hy skerp maak. Maar nou is dit 'n verrassing. Jy bring hom vir hom so, hy maak hom baie teen 'n angle skerp, so as hy afkom is hy baie meer aggressief en hy bly langer baie meer aggressief. Waar jou ander masjiene wat vorentoe skerp maak hom stomp. Dis hoekom hulle ander fabrikate 2 tot 3 keer 'n dag, veral waar baie materiaal moet deur die masjien gaan, maak hulle 2 tot 3 keer 'n dag 'n lem skerp. Waar ons op die John Deere sê elke 100 uur moet ons skerp maak, ons maak hom so 1 keer 'n week skerp. En dit werk. Die kwaliteit van jou kuilvoer, dis nie wat hy gepluim is of gestamp is of wat nie, dit is mooi gesny. Dit hou regtig, dis baie mooi. Sy cutterbar en sy rollers at the back wat baie nice is van hom, jy kan binne in die kajuit omstel van 1 mm tot 5 mm kan jy stel jou rollers wat hy kneeser, wat hy mooi knees. Hy knees regtig baie mooi. As jy nou gaan van sugargrace families na sugargrace en daai goed op die ander moet jy eintlik jou roller back uithaal. Waar hierdie ene doen dit 100% reg. Jy kan hom maar op 2 mm kan jy hom hou. Dit gaan die vloei daardeur hy hou heeltyd, sy vloei is baie mooi daardeur. Op jou mielies, ja, as jy sien daar's pitte wat nie lyk of hy nie geslaan is nie, draai jou roller nader aan mekaar, hy gaan dit doen. Jy kry wel, wat baie keer soos vanjaar met die droogte wat hier was, kry jy, jou een kol is groen en die een kol is wit binne in die land wat gevrek het as gevolg van droogtes. Dan moet jy jy moet oplet na jou roller en jou roller, waar jy in die droër kolle gaan, moet jy vir hom sê, maak die roller bietjie wat hy meer rol. Of stel jou hele kompleet land wat hy dit doen. Maar dit is als in die drywer, jy hoef nie uit te klim met 'n spanner nie, jy sit binne in die kajuit en jy stel net 'n knoppie en dit is als gebeur. Op die rou sensors, ons gebruik die rou sensors, alwaar ons die rou sensors nie gebruik nie is waar ons teen die ry kerf, wat jy 45 grade gaan kerf en nie kerf op die ry nie. Die rou sensor is 'n wonderlike ding, veral as jy so saam met die ry kerf. Maar die een sonder die rou sensor het jy nie daai probleem wat jy moet sê hoor hierso ek wil nou saam met die ry, maar baie van die plekke veral as dit 'n nat tyd is en jy wil vassit, dan hou ons nie daarvan om met die ry te gaan nie, want dis baie keer hoe jou water staan in die land. So dan gaan ons op 'n 45 grade teen die ry en ja, dan het jy nie 'n rou sensor nodig nie, want dan maak jy 'n bietjie de mekaar wat hy wil regtig net tussen die twee rye hou. Die feedlot in die harvest lab wat hy in het, gee vir jou heeltyd oor wat kerf jy, hoe kerf jy, wat is die uitslaa van jou monster wat jy besig is om te kerf. Wat wonderlik is van hom is jy kan 'n aanstelling of jy kan die regstelling doen terwyl jy kerf. Terwyl jy kerf gee vir jou uitdruk van wat is dit, hoe is dit wat jy het en dis vir jou 'n kwessie van jy gaan in en jy doen net 'n verstelling op en die verstelling is reg. So veral as jy by 'n melkery is in 'n melkery en 'n voerkraal, jy moet elke keer kan 'n bate in 'n beslissing wys van dit is hoe die ding moet lyk, dis hoe die verandering lyk. En almal is dan meer tevrede daaroor omdat nie hy moet dit nou eers na 'n laboratorium toe vat wat hulle moet vir hom sê
ja, dit is soos ek daarvan hou of nie, jy kan dadelik vanuit die land uit, van waar jy kerf sê, kom ons doen die verstellings.